Ek het vooraf reeds vir u gesê dat dis nou die Bybel wat ons agenda bepaal. Somtyds kom jy hier, dan is daar 'n bemoediging. Ander kere kom jy hier, dan is daar 'n liefdesverhaal. Dis amper soos die films. Vandag kry ons 'n oorlogsfilm, want ons gaan 'n bietjie kyk na een van die veldslae en 'n baie bekende veldslag van Abraham. Vir die doel nooi ek u om te blaai na Genesis hoofstuk 14. Ons is by Genesis 14 en ons gaan vanaf vers 1 tot en met vers 16 lees en ook hanteer. So dit is, die vertellings maak dit maklik, want daar is groter gedeeltes. Genesis 14 vanaf vers 1 tot en met vers 16 sal ons lees en hanteer. Kom ons maak eers ons harte stil. U sit dalk met die Bybel op die skoot. Kom ons maak die oë toe. Ons praat met die Here, ons vra dat hy met ons sal praat. Ons wonderlike Here, u naam moet geprys word. As ons dink aan u grootheid, as ons dink aan dit wat u is en hoe u optree, hoe u met ons praat, vir ons genade gee, dan wil ek vanoggend die woorde van die apostel Paulus daar in Romeine 11 met 'n opregte hart wil ek dit voor u bring. Hy het uitgeroep en gesê, o diepte van rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik is sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Ek herinner my dat ons verwys het na hierdie gedeelte by die bidhuur Woensdag. En ons het gesê, u het alles gemaak, maar dit is vir u gemaak. Daarom wil ons bid dat vanoggend se diens ook tot u eer sal wees. Dit wat hieruit sal vloei, laat dit 'n loflied wees voor u aangesig. Help ons om bo alles u te sien. Het sal interessant wees om te hoor van die gebeure, van die veldslae, van die konings en al die dinge waarvan ons gaan lees. Maar as ons u hierin nie sien nie, dan mis ons die punt. Sal u ons wys maak tot saligheid? Sal u ons onsself toon? Dat ons nood aan 'n verlosser kan besef. Ons oë is gefestig op u. Kom praat nou met ons. U diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Ek lees vir die Genesis 14 vanaf vers 1. En in die dae van Amrafel, die koning van Siniar, Arioch, die koning van Elasar, Kedorlaomer, die koning van Elam, en Tidial, die koning van die nasies, het hulle oorlog gevoer teen Bera, die koning van Sodom, en teen Birsa, die koning van Gomorra, Siniab, die koning van Adma, en Semeber, die koning van Seboim, en teen die koning van Bela, dit is Soar. Hulle het almal hulle leers verenig in die laagte Siddim, dit is die Soutsee. 12 jaar lank het hulle Kedorlaomer toe al gedien, maar in die 13de jaar het hulle opstandig geword. Toe kom Kedorlaomer in die 14de jaar en die konings wat saam met hom was, en hulle verslaan die Refaite in Asterot Karnaim, en die Susite in Han, en die Emite in die vlakte van Kirjataim, en die Horite op hulle gebergte Seir, tot by El Paran, wat aan die woestyn lê. Daarop het hulle omgedraai en by En Mispat, dit is Kades, gekom, en die hele land van die Amalekiete verower, en ook die Amorite, wat in Hasseson Tamar woon. Toe trek die koning van Sodom uit, en die koning van Gomorra, en die koning van Adma, en die koning van Seboim, en die koning van Bela, dit is Soar, en stel hulle in die laagte Siddim
in slagorde teen hulle op. Teen Kedorlaomer, die koning van Elam, en Tidial, die koning van die nasies, en Amrafel, die koning van Seniar, en Arioch, die koning van Elassar, 4 konings teen 5. Maar die laagte Siddim was vol gate in die lijmgrond. En toe die konings van toe die konings van Sodom en Gomorra wegvlug, het hulle daarin geval, en die wat oorgebly het, het na die gebergte gevlug. En hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en al hulle voedsel geneem en weggetrek. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. Toe kom daar een wat vrygeraak het, en vertel dit aan Abraham, die Hebreër, wat woonagtig was by die terpentynbome van Mamre, die Amoriet, broer van Eskol en broer van Aner, en hulle was bondgenote van Abraham. Toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek, 318, en hulle tot by Dan agtervolg. Hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, hy en sy dienaars, en hulle verslaan, en hulle agtervolg tot by Hoba, wat noord van Damaskus lê. En hy het al die goed teruggebring, en ook sy broer Lot, en sy goed teruggebring, en ook die vroue, en die manskappe. Dis net tot daar wat ons lees, in die onfeilbare woord van die Here. Ons sien in die gedeelte wat ons nou gelees het, 'n oorvleueling. Daar is 'n oorvleueling van dit wat ons in die Bybel lees, en dit wat jy in die sekulêre geskiedenis opmerk, wat jy by die sekulêre bronne sal sien. Nou of ons dit wil besef of nie, daar is altyd 'n parallel. Daar is altyd soos 2 treinspore. Terwyl die wêreld voortgaan, en ons gaan nog weer daarna verwys, terwyl die wêreld met die opgetekende geskiedenis, met nasies en konings en regerders en wie dit ook al mag wees, kom en gaan, is daar 'n lyn, is daar aan die ander kant die Bybelse geskiedenis. Genesis 1 vers 11 handel oor wat ons noem die oertyd. Dit is voor die vloed, 'n stukkie van die vloed het ons nog hanteer en daarna gekyk, en die wêreld kyk daarna vandag, en hulle sê, dit is mites van die Christendom. Ons kyk daarna en ons sê, dit is wat gebeur het, want ons glo die Bybel. Nou, waar ons lees in hoofstuk 14, en Abraham se leers, eintlik nie sy leers nie, dit is 318 soldate wat hy in sy huis gehad het, waar Abraham met sy, ek gaan dit tog 'n leermag noem, want dit was bietjie meer daarom as 'n bende, maar waar Abraham met sy leer op die verhoog verskyn, is dit eintlik die verhoog van die wêreldarena. Die wêreld weet daarvan. Hoekom sê ek so? Opgetekende geskiedenis, en nou praat ons van baie eeue terug, is eintlik millennia gelede, is bewys raakpunte gekry van dit wat ons lees in Exodus hoofstuk 14. Nou daarmee wil ek nie sê dat sekulêre geskiedenis en die bronne van die sekulêre geskiedenis die vertelling van Genesis 14 net so weergee nie. Ons het dit nie nodig nie, want ons het die vertelling wat ons hier voor ons lees, en ons weet dis die waarheid, ons glo, soos wat dit daar staan, het dit gebeur. Maar, daar is genoeg stawende name en plekname, wat gegee word. Byvoorbeeld, in Genesis, in 1974, het 'n Italiaanse argeoloog ontdekking gemaak in 'n baie ou stad. Die stad se naam is Ebla. Dit is in Sirië. En met die opgrawings het hulle tablette ontdek, waarop daar name geskryf is, plekname, daar was sekere dinge gevind, wat ooreenstem met dit wat ons hier lees. Dit word genoem die Ebla tablette, jy kan dit gaan soek, dit is al onbekend. Dit is ontdek in Sirië. Nou hierdie Ebla tablette sê die sekulêre ouens vir ons, kom uit 'n tydperk, rofweg sê hulle 2500 tot 2250 voor Christus. Baie van die name wat op die Ebla tablette verskyn,
staan in ons, want hier's 'n hele klompie name. Dit het seker op 'n stadium vir u geklink of ek 'n Hebreëse woorde telefoongids lees, né? Maar baie van hierdie name van die konings, van die regerders is op hierdie tablette. Daar is plekname. Abraham se naam is daar. Die meeste van die stede wat genoem word, is daar. Stede in die Jordaanriviervallei is te vind op hierdie Ebla tablette. So ek sê weer, Abraham se geskiedenis, dit wat ons hier lees en weet, kruis nou met die sekulêre geskiedenis. Sekere individue word byvoorbeeld ook glad nie gevind in die sekulêre geskiedenis nie. As jy vandag vir die historikuste moet gaan vra, wie was Kedorlaomer, sal hulle nie weet nie. Hy's nêrens anders opgeteken as net in die Bybel nie. Tog word die meeste van die konings wat hier genoem word, gekoppel aan die nasies wat hulle gelei het, volgens dit wat ons hier lees. En jy gaan miskien aan die einde van die boodskap die kolletjies kan verbind om te weet hoekom Kedorlaomer nie eintlik bekendheid gehad het nie. Die geografies politiese inligting van ons hoofstuk 14, die gedeelte wat ons nou hanteer, sal jy sien korreleer met dit wat die geskiedenis ouens ook noem die bronstydperk. Dis die begin van die 2de eeu voor Christus. Ook die strategieë en die politiese bewegings, dit wat gebeur het met die veldslae, is bekend vir daardie tyd. Verder, ons het gelees van die lijmgrond daar by die Dooie See, en dis 'n bekende feit vandag steeds, dat daar naby in die area rondom die Dooie See, is daar gate wat vol teer, die Bybel sê lijmgrond, dit is nou in die Engels die bitumen, dis teerpitte wat die goed borrel eintlik daar uit. Ons het in vers 10 gelees, maar die laagte Siddim was vol gate in die lijmgrond. Dis nog steeds so, dis 'n bekende feit, vandag steeds, en dit was so in daai tyd. Hierdie hoofstuk, die rede hoekom ek dit noem, hierdie hoofstuk is 'n akkurate weergawe van die vroegste geskiedenis. Inteendeel, Genesis 14 bevat die oudste oorlogrekord, die oudste opgetekende oorlogrekord in die geskiedenis van die mensdom. Natuurlik was daar oorlog voor Genesis 14. Jy onthou nog, ek het destyds vir julle gesê, toe ons gepraat het oor Kain, wat sy broer Abel doodgeslaan het. Ons het altyd gespot as kinders, dan sê ons, in watter veldslag is daar met een hou 'n kwart van die mensdom, jy weet, uitgewis. Dis toe Kain vir Abel doodgeslaan het. Dit is eintlik nie waar nie, want hulle het toe al ander boeties en sissies gehad, maar solank as wat daar sonde was, solank was daar 'n bekleierery. Oorlog het net meer georden geraak, dit het net meer georganiseerd geraak. Ons het gelees van Lamech, jy onthou ons vir Lamech, wat sy troepe opgestel het, en reg deur die geskiedenis, kan jy eintlik maar sê, die geskiedenis van die mensdom, lê daar 'n bloedspoor van oorlog, want reg deur die mense geskiedenis was daar sonde. Dis 'n baie klein stukkie wat daar nie sonde was nie. Die oudste opgetekende gebeurtenis in mensejeugenis. Die oudste opgetekende gebeurtenis in die mensdom. Weet jy wat is dit? Dis nie 'n goeie ding nie. Dis nie genade wat gegee word of 'n geskenk wat oorhandig word nie. Dis oorlog. Soldate met hulle helms en hulle spiese en hulle skilde ensovoorts. Oorlog. Soldate wat opgestel is in hulle slagordes. Nagenoeg 3000 voor Christus. Dit kom uit die Sumeriese tablette en wat daarvan behoue gehou het of gebly het. In ons hoofstuk sien ons Abraham besig om deel te neem aan 'n oorlog. Hy het deel geword van 'n oorlog. En daar's 'n gereelde vraag wat ek vinnig net so by die inleiding wil beantwoord, as u dalk nog daaroor gewonder het. Mag kinders van God deel hê aan oorlog of militêre diens of wat dit ook al mag wees? Mag kinders van God 'n geweer hê en homself verdedig ensovoorts? Die antwoord is baie maklik as jy die gedeelte ken en die Bybel ken. Want jy kry Christelike passiviste wat sê nee, jy mag glad nie, en dan haal hulle Matteus 5:39 aan wat sê jy moet die ander wang draai en jy mag niks doen nie. En dis nie regtig waar nie. Hier sien ons Abraham, hy het opgeleide soldate, deel van sy huishouding. Hy self nog nie kinders nie, maar sy huishouding, sy slawe en sy vriende, mense wat saam met hom getrek het, gegroei. Dit was eintlik 'n rondreisende gemeenskap al. Hulle reken tot en met 1000 mense, want daar was 318 soldate, weerbare manne. En die Bybel sê geoefende manne. So hulle was opgelei
met hulle wapens om hulle self te kon verdedig en om oorlog te maak. Toe die krisis kom, het hulle nie vinnig probeer planne maak en kyk waarmee kan ons beklei nie. Hulle was reg toe die krisis kom. Die doel van Genesis 14 is egter nie om vir ons inligting te gee oor oorloë of om vir ons te vertel van die vroegste oorloë of om te sê ons mag militêre diensplig doen nie of deel het daaraan nie. Dit doen beide, maar die doel van die hoofstuk is om ons meer te leer van Abraham. Ons is besig met Abraham en dan uiteindelik hoe Abraham ons lei om die Here Jesus te sien, om hom te ken, om hom beter te verstaan, hoe hy ons van Jesus leer. Nou ek het 'n paar, dis eintlik 'n baie moeilike gedeelte om lekker sistematies te hanteer. Ek het 'n paar hoofgedagtes om u te help. Maar ons begin met die eerste een en ons moet kyk na die politieke agtergrond want dis die grootste deel van wat ons gelees het. Is 'n klomp name van konings en dit word 'n paar keer is daar herhalings in die gedeelte. So in die vorige hoofstuk moes Abraham in Lot se paaie skei. Julle onthou nou die agtergrond. Lot het gekies. Hy het gesê hy sal dan in die Jordaanstreek gaan bly en hy het toe nou daar in die Jordaanstreek gaan woon. Aan die ander kant waar dit groen was, waar daar baie water was. Abraham trek verder suid en hy is op hierdie stadium by die terpentynbome. Dit word ook in sommige vertalings vertaal met akkerbome, maar dit is by die bome van Mamre in Hebron. Genesis 13 vers 18. Lot aanvanklik net in die streke in die gebied van Sodom, maar nou sien ons dat hy in Sodom woonagtig is. En nou ervaar hy die politieke hitte van die wêreld. Hy is deel van die wêreld. Hy ervaar nou hierdie stryd. Die eerste klompie verse van hoofstuk 14 gee vir ons die agtergrond. En daar word name gegee van groot nasies. Daar word name gegee van konings wat van die ooste gekom het. En dit is Mesopotamië. Hulle het 'n koalisie gevorm en hulle het die stede van die Jordaanriviervallei verslaan en hulle dienspligtig gemaak. En hulle word genoem in vers 1, Genesis 14 vers 1. En in die dae van Amrafel, die koning van Siniar, nou Siniar is Babylon. Dit is noemenswaardig, want nou kom jy agter, hierdie was nie 'n bekleierery in die agterplaas nie, hierdie was 'n wêreldoorlog, dit was 'n groot oorlog, dit was die groot moondhede van hulle tyd, Babylon. En dan noem hy Arioch, die koning van Elassar, se stad langs die Eufraatrivier, ook van Mesopotamië. Tidial, die koning van die nasies, dit word vertaal in sommige vertalings met die koning van Goyim. Wat beteken nasies? Dit was heel moontlik Hetitiese nasies wat rondreisende, nomadiese bestaan gehad het. En dan ook Kedorlaomer, die leier van hierdie koalisie, hy was die ou wat die groot stem gehad het. Hy was die koning van Elam, dit is die hoofstad van die Sefiete. En die Sefiete van daai dae was die grootste oppositie teen Babylon. Ons ken Babylon, ons weet Babylon is 'n naam wat, dit sal jou laat regop sit as jy praat van die politieke arena in die wêreld. Die Sefiete was die grootste oppositie van Babylon. Inteendeel, hier is Kedorlaomer, die leier van hierdie koalisie. So dit lyk vir my asof Kedorlaomer was aan die opgaan. Hy was besig om baie vinnig die wêreldleier van sy tyd te word. Dis die grootste ryke, nie net in die wêreld nie, van die ooste. Dis die groot wêreldmoondhede met mag. As hulle troepe bymekaar gekry het, het die wêreld geluister. As hulle oorlog gedreig het, dan het almal gedoen wat hulle sê, want jy het nie met hierdie ouens skoor gesoek nie. Aan die ander kant, dis nou die 4 konings wat van die ooste af gekom het. Maar aan die ander kant het ons gelees van 5 konings van die Jordaanstreek. Dit vorm die ander klomp in die oorlog. Vers 2. Hulle het oorlog gevoer teen, en dan noem hy Bera, die koning van Sodom, en teen Bisra, die koning van Gomorra, Sineab, die koning van Adma, Semeber, die koning van Seboim, en teen die koning van Bela, dit is Soar. So dis 5 konings teen 4. 5 konings van die Jordaanstreek, stede, gemeenskappe, jy kan amper sê verskillende nasies in die Jordaanstreek wat saam veg teen 4 konings wat van die ooste, van Mesopotamië se kant af gekom het. En Moses gee vir ons agtergrond. Hy sê vir 12 jaar was die ouens van Sodom en Gomorra, dit is die streke in die Jordaanriviervallei, was hulle dienspligtig aan die koning
van die ooste, Kedorlaomer, dit was die Mesopotamiese konings. Hy het hulle swaar belas, hy het hulle onderdruk, hulle moes hierdie geld, hierdie winste stuur na die ooste toe, en hulle het daardeur nie net die mense van die Jordaanriviervallei swak gehou nie, maar hulle inkomste het hulle ook verryk. Lot het dit nie besef, toe hy gekyk het na die groen Jordaanstreek nie, onthou jy toe ons laas keer gepraat het daaroor, hy sien net, hier's 'n lekker plek om te bly, dit lyk groen, daar's baie water, hier's baie plek vir my om vooruitgang te maak in die wêreld, so, dis die regte plek waar ek gaan bly. En hy het nooit uitgevind hoeveel die belastings daar is. Dis nogal 'n wenk as jy onthou om 'n huis te koop, né? Kyk eers, wat is die belastings? Wat gaan dit jou kos om daar te bly? Die konings van die Jordaanstreek het toe op 'n stadium besluit, ons gaan nie meer betaal nie. Die ouens aan wie ons al hierdie geld moet stuur, hierdie belasting moet stuur, is so ver, ons gaan ophou betaal, ons gaan ons verset teen hulle, en sou hulle, ons hoop hulle kyk dit mis, maar sou hulle besef, hulle geld kom nie meer in en hulle wil oorlog maak, dit is so ver om te reis, om te kom oorlog maak hier, ons hoop hulle sal nie kom nie, en hulle sal 'n klein weermag stuur, en dan sal ons hulle, in hierdie oorlog sal ons hulle daarom kan aanvat. So hulle besluit om op te hou betaal. Maar blykbaar was die streek, die Jordaanstreek, veral aan die suide van die Dooie See, was een van die grootste bronne vir koper in daardie tyd. En as jy nou reg onthou, ek het vir u gesê, ons is tans in die bronstydperk, dis die tyd van die geskiedenis, so jy het koper nodig. En as dit die hoofbron is van die nasies in Mesopotamië, want Mesopotamië het geen industriële metale gehad nie, dan was hulle afhanklik daarvan. En toe hierdie ouens ophou stuur, toe besluit hulle, ons sal moet gaan iets doen. Ons kan dit nie net los nie. Hulle wapens, hulle gereedskap, vir al hierdie dinge was hulle afhanklik van koper. Verder natuurlik, wat die ouens in die Jordaanstreek dalk vergeet het, die hoofroete na Egipte loop deur die Jordaanstreek. Dis die koningsroete, the King's Highway, soos wat hy bekend staan. So, terwille van hulle handel met Egipte, terwille van hulle koper wat hulle so nodig het, en terwille van hulle belastings, toe hierdie ouens ophou betaal, toe sê die konings, ons sal hulle moet gaan vasvat, ons sal hulle 'n les moet leer. So terwille van hierdie kwessies, politieke mag, word daar vir ons vertel van 'n stryd in vers 5, 6 en 7. Dieselfde roete wat Abraham destyds gevolg het, toe God hom geroep het uit Ur van die Galdeërs, is min of meer dieselfde roete wat hierdie konings toe nou volg, om te kom en of om die Jordaanstreek toe nou binne te val. Toe kom Kedorlaomer in die 14de jaar, en die konings wat saam met hom was, en hulle verslaan die Refaite, so vir 12 jaar wat hulle nie belasting betaal het nie, verskondig 12 jaar lank wat hulle onderdanig was aan die belastings, 13de jaar het hulle nie betaal nie, en toe die 14de jaar, toe kom hulle, in die 14de jaar, kom die konings wat saam met hom was, koning Kedorlaomer en die ander, en hulle verslaan die Refaite in Asterot Karnaim, en die Sussiete in Ham, en die Emite in die vlakte van Kirjataim, en die Horiete op hulle gebergte van Seir, tot by El Paran wat aan die woestyn lê, daarop het hulle omgedraai en by En Mispa, dit is Kades gekom, en die hele land van die Amalekiete verower, en ook die Amoriete wat in Haseson Tamar woon. So hulle kom van die ooste, dis nou vir u omgekeer, ek staan nou met 'n spieelbeeld voor u, maar hulle kom van die ooste, en hulle, die roete wat jy deur na Palestina gaan, is van die noordelike kant af, val hulle die manne aan, die Refaite in Asterot Karnaim. Nou dis dan die ooste van, of die noordooste van Palestina. Dis waar die halwe stam van Manasse later gaan woon het. Later die Sussiete, hulle kom nou af, die Sussiete in Ham en die Emite in die vlakte van Kirjataim. Wat gebeur het, is hulle het ingekom van noord, aan die ooste kant van die land verbygegaan, af tot aan die suide, om by die suide tot amper teen die Middellandse See, almal oorwin. Dis die nasies wat hier genoem word, die Horiete op die bergte van Seir, tot by El Paran wat in die woestyn lê. So, hulle kom van die noorde, hulle gaan oos tot aan die noorde van Palestina, gaan af suid tot teen die see en terug. En nou het hulle die konings, hulle het al die ontsnappingsroetes toegemaak basies, en hulle het die konings van die Jordaanstreek in 'n skaakmat.
So vers 7 het ons gelees, daarop het hulle omgedraai en by En Mispat en dit is Kades gekom en die hele land van die Amalekiete verower en ook die Amoriete wat in Haseson Tamar woon. So dit was 'n meesterplan, dit was eintlik 'n baie goeie strategie, perfek uitgevoer, militêre veldtog van formaat. Daar's 'n rede hoekom hierdie ouens die moondhede van hulle dag was. Hulle het 5 konings, hulle maak skoon voor hulle, kom om reg rondom die Jordaanstreek en nou trek hulle slagordes op teen die 5 konings van die Jordaanstreek. En hierdie 5 konings weet, hulle is nou in skaakmat. Daar's nie omdraai nie. Hulle moet nou 'n plan maak. Kedorlaomer met sy koalisie maak hulle gereed vir die oorlog. Maar die 5 konings van die Jordaanstreek kies die plek. Dis die voorreg wat jy het baie keer wanneer iemand teen jou kom oorlog maak. Dit is 'n tuisveld voordeel, né? Jy ken jou sterkpunte, so jy kan die tuisveld gebruik tot jou voordeel. Daarom het ons in vers 8 gelees, toe trek die koning van Sodom uit, en die koning van Gomorra, en die koning van Adma, en die koning van Seboim, en die koning van Bela, dit is Soar, en stel hulle in die laagte Siddim in slagorde teen hulle op. Hulle kies die laagte Siddim. Moses gee vir ons 'n verklaring, vir die Israeliete vir wie hy dit geskryf het, maar ook vir ons, in vers 3. Hy sê, hulle het almal hulle leers verenig in die laagte Siddim, dit is die Soutsee. Daar's nie presies vandag 'n definitiewe pennetjie wat jy kan insteek en sê, dis waar die oorlog was nie. Die ouens, hulle redeneer. In en om die dooie see vandag. Heel moontlik lyk dit vir my, na al die bronne wat ek nou bekyk het, lyk dit of dit kon wees aan die westelike, miskien die suidwestelike kant van die dooie see vandag. Dis die laagte Siddim. So hulle kies die slagveld. Hoekom? Want vers 10 het ons gelees, die laagte Siddim was vol gate in die lijmgrond. Nou dit sou voordelig vir hulle wees. Hoekom? Hulle het die omgewing geken, hulle het geweet van die lijmgrond, hulle het geweet van die gate, hulle het geweet hoe hulle daar te kere kan gaan. Dit was 'n strategiese skuif, miskien in hulle benoudheid, om te sê, dis ons beste roep om daar te gaan veg, want ons ken die area, ons ken die gebied. Laat my dink aan die geveg baie jare gelede, as u dalk nou geïnteresseerd is in die geskiedenis van die Engelse, of as jy enigstens geïnteresseerd is in die geskiedenis, daar was 'n man met die naam van die koning van die Skotte. Hy het bekend gestaan as Robert the Bruce, 'n strateeg, 'n meesterstrateeg. William Wallace was so 'n bietjie naam, dit was die baie bekende film wat gemaak is van Bravehearts, die Skotte wat beklei het teen die Engelse, teen koning Henry II. Nou Robert the Bruce het baie dieselfde strategie gevolg met 'n belangrike oorlog wat vir die Skotte hulle onafhanklikheid behou het. Was dit, ek kan die datum het ek iewers neergeskryf, toe daar 6000 Skotse soldate teen 25,000 Engelse soldate moes beklei. The Battle of Bannockburn. The Battle of Bannockburn. Dit was iewers in 1600, ek kan nie onthou nie, lyk my nie die datum saamgebring. Nou, Robert Bruce het geweet, om oorlog te maak teen Engeland, die Skotte was nie so goed gewapend nie, die Engelse het hulle ridders gehad, met hulle perde, hulle was baie goed bewapend, baie goed opgestel, so as jy die Engelse wou aanvat, en hulle was meer, dan moet jy die strategie reg uitwerk, jy moet strategies reg beplan, en hy het hulle toe aangevat, in plekke in Skotland, waar daar hoogtes was, en afgronde, en bosse, en allerlei plekke waar die Engelse soldate moes verdeel, want jy vat nie so leermag in die oop veld aan nie, en dit is presies dieselfde wat hier gebeur het in Genesis 14. Die probleem met Genesis 14 was egter, hulle het nie vir Robert the Bruce gehad, of miskien het hulle nie vir Mel Gibson gehad, wat hulle geleer het om soos die Bravehearts te skree nie, ek weet nie, maar die konings van die Jordaanriviervallei, alhoewel hulle strategies gedink het, die uitkoms was 'n nederlaag vir hulle. Hulle moes baie vinnig veg. Inteendeel, hoor wat sê die Bybel. Vers 10, die B gedeelte het ons gelees.
maar die laagte sinne was vol gate in die lijmgrond, en toe die konings van Sodom en Gomorra wegvlug, het hulle daarin geval, en die wat oorgebly het, het na die gebergte gevlug. So al wat van hulle gesê word, is hulle het gevlug. Dit was nie eintlik 'n vreeslike geveg nie. Hulle moes net vlug. Dit bring ons by ons tweede hoofgedagte. As ons nou weet wat is die politieke agtergrond, wat is Abraham se betrokkenheid hierby? Ons word nie vertel dat Lot deel was van die oorlog nie. Ek glo nie Lot het self beklei in die oorlog nie, maar hy raak betrokke, want is primitiewe tye, as jy kom en jy neem die ouens oor en jy val hulle aan, dan neem jy hulle stede oor. Jy oorwin dit wat aan hulle behoort, jy neem dit vir jouself en jy verryk jouself deur hulle rykdomme. So daarom lees ons in vers 11 en vers 12, en hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en al hulle voedsel geneem en weggetrek. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek. So wat het gebeur? Lot, omdat hy in Sodom gebly het, hy word 'n deel van die buit, en hy word weggevoer. Nou hier is 'n les wat ons moet raak sien. Onthou jy Lot se keuse om in die Jordaanriviervallei te gaan woon? Onthou jy sy keuse met betrekking tot hoekom hy die besluit geneem het? Hy wou ryk word, hy wou vooruitgaan in die wêreld. Hierdie keuse bring onsekerheid met betrekking tot die beloofde voordele. Ek sê baie keer vir my kinders, die duiwel beloof wonderlike goed, maar hy gee nooit wat hy beloof nie. Aan die ander kant, dit wat die Here beloof, is altyd meer as wat jy dink dit was, of dit moet wees. Altyd meer. Jy besef net, wow, die Here is so goed. Ek het gedink ek gaan so en so, jy weet, hieruit, maar kyk hoe goed die Here is, die Here vir my. Kyk wat leer die Here my. So die les is, daar is geen versadiging in dit wat die wêreld beloof nie. Daar is geen versadiging nie. Dis nie net waar vir ongeredde mense, dis ook waar vir kinders van die Here. As jy in ongeloof die wêreld se rykdomme wil hê, en jy wil die voordeel van dit wat die wêreld jou bied, geniet, wees versigtig wat jy kies. Moet dit nooit in ongeloof doen nie, want dit bied nooit dit wat dit beloof nie. Die vraag egter hier is, sal die Here Lot red? Dink saam met my. Dit was sy keuse. Dis hy wat gekies het om daar te gaan bly. Dit was wat veroorsaak het dat hy nou probleme het. Hoekom moet die Here hom help? Sal die Here hom help? Moenie te gou antwoord nie. Want ons moet dit persoonlik maak. As ek in ongeloof 'n verkeerde besluit neem, iets dom aanvang, en ek beland in moeilikheid, sal die Here ons red, wanneer ons hardkoppigheid dreig om ons te verwoes? Sal die Here my help, as ek in so 'n situasie myself bevind? Of sal die Here sy hande in ons skuld was, en toekyk hoe ons vergaan? Die Bybel se antwoord op grond van dit wat ons nou lees in die Bybel, dit wat ons weet as gevolg van die geskiedenis, hy het Lot gered, hy sal ons ook red. Hy het Lot gehelp, hy sal ons ook help. Daarom verse soos 2 Petrus 2 vers 9 is kosbaar. Leer dit ken, bære dit in die hart. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Die Here weet hoe om sy kinders te bewaar. Hy weet hoe om genade te gee. Hy gebruik vir Abraham om Lot te verlos. Hy gebruik vir Abraham as 'n instrument om vir Lot genade te gee. Want Abraham is nie ver daarvandaan nie. Abraham is in Hebron en Abraham word God se middel tot redding. Vers 13. Toe kom daar een wat vry geraak het, iemand het ontsnap. En hy vertel dit aan Abraham, die Hebreër, wat woonagtig was by die terpentynbome van Mamre, die Amoriet, broer van Eskol en broer van Aner, en hulle was bondgenote van Abraham. Jy sien, Abraham en Lot se verhouding met die wêreld het verskil. Lot het gesê, ek wil in die wêreld wees, en ek wil soveel wins as moontlik uit die wêreld hê. Abraham het gesê, en ons het daaroor gepraat, ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld. Hy het vriende gehad in die wêreld. Hier lees ons van bondgenootskappe, wat hy gehad het. Daar's van die ouens wat sê, heel moontlik was Eskol
verskoon tog, Mamre wat die broer is van Eskol en die broer van Aner. Heel moontlik was hulle gelowiges soos Abraham. Dis moontlik. As hulle nie was nie, was dit bloot net 'n ooreenkoms om mekaar te help, want dit was 'n tyd waar hulle almal blootgestel was. Hoe dit ook al sê, ek wil hê jy moet besef, Abraham het as 'n bywoner vreedsaam met sy mense saamgeleef. Maar hy het nie soos Lot deel van die wêreld geword nie. Daarom word hy het gedoen wat die Bybel sê, Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, sover as wat dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Abraham het 'n redelike groot huishouding gehad. Ek het vir u gesê hy kon 318 weerbare manne bymekaar maak. En ons lees in vers 14, toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek. 318 en hulle tot by Dan agtervolg. Hy agtervolg vir Kedorlaomer, haal hom in by Dan. Nou Dan, as jy die kaart van Israel ken, Dan is op die noordelike grens van Palestina, is die noordelike grens van Kanaan. Hy oorval hom in die nag, onverhoeds. Ons lees in vers 15, daar het ons gesien, hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, hy en sy dienaars, en hulle verslaan, en hulle agtervolg tot by Hoba, wat noord van Damaskus lê. In hierdie kort vertelling kry jy eintlik 'n ontsettende beeld van wat 'n tipe ou Abraham was. Abraham was 'n man. Hy was 'n ou wat kon staan vir dit wat reg is, doen wat reg is. Hy's nie 'n ou wat wag laat dinge gebeur nie, hy laat dinge gebeur. Luister mooi jong manne, dis wat 'n man doen. 'n Man laat dinge gebeur. En Abraham was so strategies, gedissiplineerd, gedetermineerd, effektief. Daarom ons tema, Abraham is 'n held wat verlos. Hy's 'n held. Onthou ook, ons praat van ons verbondshoof, die verbond wat God gesluit het met Abraham. Hy is die verbondshoof. God se genade het Abraham groot gemaak. En dit is net as gevolg van Abraham dat ons weet wie Kedorlaomer is. As dit nie vir Abraham was nie, sou Kedorlaomer se naam nêrens verskyn het. Nêrens in die geskiedenis nie. Abraham verskyn op die verhoog van die wêreldgeskiedenis. Weet jy, ek wil weer sê, in die wêreld gaan alles aan. Sport, politiek, besigheid, alles gaan voort. Maar daar is 'n ander verhaal wat in die wêreld afspeel, waarvan ons deel is. Dis die verhaal van die genadeverbond, die verhaal van die kinders van God. Hoe God deur hulle werk en dikwels, hier is die interessante ding, dikwels word wêreldgeskiedenis bepaal deur dit wat die kerk doen, die kinders van God doen. Wêreldgeskiedenis gaan voort, geslag na geslag, nasie kom, nasies gaan, volke kom, volke gaan, konings kom en konings gaan, maar diegene wat eintlik die bepalende faktor is in die wêreldgeskiedenis, is die mense van God. Dis hierdie minderheidsgroep. Hulle is altyd daar. En wat ons nie besef nie, hulle bepaal die loop van die geskiedenis. Die onbekendes in die wêreld. Die kinders van God. Die Here rig, die Here wysig en beskik wêreldgebeure. Wêreldgebeure. Luister vriende, ek het my woorde geweeg, want ek moes mooi dink oor hierdie saak. God wysig en beskik wêreldgebeure ter wille van sy koninkryk, ter wille van sy plan, ter wille van sy mense, sy wederkoms, sy planne. Dis wat altyd sal gebeur, volgens sy raad. Besef u, die bepalende kwessies van ons dag, en ek wil dit vir u gee as 'n baie bemoedigende gedagte. Die bepalende faktore van ons dag is nie besluite wat geneem word in die raadsale van die parlemente van hierdie wêreld of in die raadsale van maatskappye of wat ook al. Die bepalende kwessies word bepaal deur dit wat aangaan met die kinders van God. Kan ek dit weer sê? Kom ons maak dit prakties. Wat ons in Suid-Afrika beleef vandag, is nie omdat iemand ergens iets besluit het nie. Ek praat van mense.
Dis omdat wat in die kerk aangaan, wat met die kinders van God aangaan in Suid-Afrika, het dit genoop dat ons is waar ons is. God se woord wat verkondig word. Dit wat in die kerke aangaan. Kinders wat grootgemaak word in die kerk. Mense wat verstaan, wat is God se wil, wat is God se plan? Dis daai invloed wat God gebruik om dikwels die loop van die wêreldgeskiedenis te bepaal. Al hierdie dinge bepaal in werklikheid die loop van die geskiedenis. Die wêreld kom dit nie eens agter nie. Sondag is vir die wêreld mos maar net nog, jy weet, 'n rustige dag waar jy kan, ek weet nie, sport kyk en jy kan gaan visvang en jy kan doen wat jy wil want dit is net 'n afdag. Vir die kind van God is dit die dag waarop God met sy mense ontmoet om te leer, toe te rus, sterk te maak, sodat ons invloed kan geld in die wêreld. Sodat ons gestuur kan word om die wêreld te beïnvloed. Hoor mooi vriende, ek is nie 'n ou wat sê ons moet hier 'n koninkryk skep vir onsself en ons moet dit vir onsself lekker maak nie. God se plan sal uiteindelik bestaan, maar hy werk deur sy mense. Hy werk deur sy volk, sy mense. Ek wil 'n voorbeeld vir u noem. As u dalk dink, hierdie ou dink nou regtig te veel van die kerk, want die kerk lyk nou nie meer so imponerend soos 'n klompie jare gelede nie. Onthou jy in die apostoliese tydperk? Dis oor die tydperk van Paulus en Petrus en al die ander. Paulus en Silas kom in Filippi aan. Nou Paulus en Silas, wie was hulle? Dis ouens wat nie eintlik 'n stem gehad. Hulle was nie bekend nie. Dit was nie die bekende ouens van hulle dag wat jy in die dagblaaie van gelees het nie. Arm, geen invloed eintlik gehad nie. Maar hulle kom in Filippi aan, gestuur deur die Heilige Gees. Gestuur, geroep letterlik deur die Heilige Gees om die evangelie daar te verkondig. Hulle gaan en hulle preek daar. Hulle gaan verder na Tessalonika. En dan lees jy in Handelinge 17, toe die wêreld, toe die mense in opstand kom in Klein-Asië, oor dit wat nou in Filippi en Tessalonika en al die ander, ook in Kolosse gebeur het. Hulle raak kwaad. Dis soos hierso, wat gaan nou hier aan? Toe's daar hierdie woorde in Handelinge 17 vers 6. Die mense sê, dis die mense wat die wêreld in opstand bring. Dis hierdie ouens wat die wêreld in opstand bring, want oral waar hulle gaan, het hulle die evangelie verkondig, en die evangelie het mense verander, en die mense wat verander het die kultuur verander, en die kultuur wat verander, maak dat die land en die inwoners, stede, dorpe weet, hier het iets gebeur. Dis wat Abraham doen. Hy bepaal die lot van die leers, die 4 groot leermagte, die wêreldmoondhede van sy dag. Hy bepaal hulle lot. Hy bepaal die lot van die stede in die Jordaanstreek. Vandag wil ek vir u sê, dis die ywer en die getuienisse van kinders van God wat PE kan verander, of die afwesigheid moet ons sê daarvan. Dat ons niks sê nie en niks doen nie. Dis wat PE kan verander. Dis wat ons skole kan verander. Dit is wat ons samelewings kan verander. Ons moet wees wat ons moet wees, sout en lig. Abraham se leer het oorwin. Baie mense bevraagteken dit. Hoe kan jy 318 soldate teen hierdie 4 groot konings? Hoe is dit moontlik? Nou dink net bietjie saam met my, daar's antwoorde. In die eerste plek sê die slim ouens, die leers van daai tyd was nie so groot nie. As jy op films ensovoorts gaan kyk, dan gaan jy sien die groot oorlog het eers baie jare later gekom. In daai tyd sê hulle 'n groot oorlog was as daar 10.000 soldate was. Dan was dit 'n massiewe oorlog. Dan was dit amper so 'n wêreldoorlog. Tweedens, Abraham het bondgenote gehad. Hulle het hom heel moontlik kom help. Heel moontlik bygestaan. Derdens, daar's verskeie gevalle wat ons van weet waar klein groepies, soms bendes, in die donker aangeval het, onverhoeds, sonder waarskuwing, en van verskeie kante af aangeval het en oorwin het. En dis wat hier gebeur. Dit was 'n verrassingsaanval, dit was nie oorlog nie. Dit was eintlik 'n verrassingsaanval in die nag en hy het 'n groot oorwinning behaal. Bring ons by ons laaste gedagte. En dit is eintlik waar ons tema. Abraham, die held wat verlos. Ongeag Abraham se durf, ongeag Abraham se bravade, ongeag die held wat Abraham wel was, hy verlos sy broerskind Lot.
Ons het in vers 16 gelees en hy het al die goed teruggebring en ook sy broer Lot en sy goed teruggebring en ook die vroue en die manskappe. Maar ongeag wie Abraham was en wat hy gedoen het, ek wil hê ons moet fokus op die eintlike vraag. Nie hoe het hierdie oorlog gewerk? Watse wapens het Abraham gebruik? Dis nie die tipe vraag wat ons moet vra nie. Nie strategies nie. Ons moet geestelike vrae vra. Kom ons dink gou hieroor. Waarom het Abraham gedoen wat hy gedoen het? 'n geweldige risiko, 'n verskriklike risiko, ten koste kon dit wees van sy eie lewe en almal wat by hom was. Hoekom het hy dit gedoen? Hy vat die sterkste weermag aan in sy tyd van die wêreld. Hy kon tog sy optrede regverdig en sê, wel, ek kan nie teen 4 konings gaan oorlog maak nie. En in elk geval was dit Lot se keuse om daar te gaan bly, so hy kry seker maar net wat na sy kant toe kom. Dit was sy keuse. Waarom het hy gedoen wat hy gedoen het? En die antwoord is in hierdie gedeelte. Hy sê vir Lot later, ons gaan nog volgende week, as die Here wil in ons leef, ons volgende week daarby kom. Ons is broers. Hy het dit laasweek gesê, verskoon tog, laasweek het hy dit gesê. Ons is broers. Die Hebreëus sê letterlik broers. Dit was sy broerskind, maar dit is hoe dit vertaal word in die Engels, kinsman. Ons is broers. Daar's 'n familieband. Maar meer as 'n familieband, daar's 'n verbond. Daar's 'n verbondsverhouding. So Abraham het genade betoon. Abraham het genade gewys aan Lot. Hy hoef dit nie te gedoen het nie. Hoekom doen hy dit? Genade. Want daar's 'n band. Maar ook was dit 'n geloofskwessie. Was nie net genade nie, was ook geloof. Die beloftes wat die Here vir hom gegee het, was vars in sy gemoed. Onthou jy wat met hom gebeur het in Egipte? Nou kom hierdie selfde Abraham, maar 'n Abraham wat anders na die dinge kyk, en hy onthou heel moontlik Genesis 12 vers 2. Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En Abraham sê heel moontlik nou, hier's die tyd nou wat ek 'n seun kan wees vir Lot. Ek wil 'n seun wees. Ons is geneig om dikwels te sê ek wil hê. Abraham sê ek wil gee. Ek wil 'n seun wees. Ek wil hier 'n blessing wees, soos wat ons maar praat. Ook vers 3 van Genesis 12. Ek sal seën diegene wat jou seën het, God vir hom beloof, en hom vervloek wat jou vervloek. So Abraham het heel moontlik gesê, Kedorlaomer, jy het nou my broerskind kom haal, gevat, weggevoer. Jy raak nou aan 'n kind van God. En God het gesê, as jy my mense gaan vloek, dan is jy op 'n baie slegte plek. So dit het sy geloof sterk gemaak. Nou dink vir jouself, vriende, ons is objektief. Ons kyk nou na hierdie verhaal. Arme Kedorlaomer. Ek bedoel, hoekom het hy nie net die Bybel gelees nie? Die Bybel was nog nie daar nie in alle geregtigheid. Maar as hy net vir Lot uitgelos het. As hy net vir Lot gelos het, dan het hy heel moontlik die naam geword wat almal vandag van sou geweet het. Maar nee. Hy het nie. Ook het ons gelees in vers 14 en 15. En die Here sê vir Abraham nadat Lot van hom geskei het, slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde, die suide, die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. So Abraham word eintlik deur God aangestel en hy sê, Abraham, dis jou land. In geloof, want dit is nog nie sy land nie, maar in geloof tree Abraham nou letterlik op as die koning van Kanaan. Hy staan op en hy sê, in vertroue op dit wat die Here vir my gesê het, gaan ek as koning hierdie koalisie uitdryf, letterlik uit die land uitdryf, bo uit die noorde by Dan verby, en ek sal sê, skoort uit die land uit, hierdie is God se land, dis my land. In geloof doen hy eintlik maar net sy plig. Nou dink aan die risiko's. Hy het nie gedink aan die risiko nie, hy het net gedink aan God se beloftes. Geen moeite, geen onkoste sou hy ontsien nie, want hy het gesê, dis wat ek moet doen. Omdat ek vir Lot lief is, en omdat ek genade van God ontvang het, omdat ek beloftes van God het, sal ek my plig doen. R. Kent Hughes skryf oor die gedeelte en hy sê,
How has Abraham done this? From whence came his courage? Oh, Engels. From whence came his courage? It was his faith. He believed God's word that the land would go to his descendants. He therefore knew that God would be with him. En as God saam met jou is, vriende, wie kan teen jou wees? Ons kan net so moedig optree, hoor. Dit is lekker om na Abraham te verwys en te praat oor hierdie goed, maar ons kan net so moedig. Ons behoort net so moedig op te tree. Ons moet moed skep wanneer ons dink aan die beloftes van die Here. Wanneer dinge skeefloop in ons lewe, wanneer ons slegte nuus kry, wanneer ons planne nie uitwerk nie, behoort ons te dink aan die beloftes van die Here. Ons moet daarop staan sodat ons geloof versterk kan word. Veronderstel ons sou vir Abraham gevra het, Abraham, hoe het jy dit gedoen? Vertel my so 'n bietjie, wat het in jou kop aangegaan? Vertel my meer. Weet jy wat sou Abraham sê? Abraham sou bloot net geantwoord het, dit was die Here. Ek kan nie vir jou, miskien sal hy daarna kyk en sê, ek weet nie wat in my kop aangegaan het nie, want dit was 'n dom ding om te doen, maar dit was die Here. Die Here was vir my goed. Hy is getrou. Hy is magtig. Hy het vir my die oorwinning gegee. Hoekom sê ek so? Hoe weet ek dit? Hoe kan ek vanoggend vir u sê, Abraham sou sê, dit was die Here? Ons weet dit, want later, dit sal ons heel moontlik volgende week hanteer. Later het hy tiendes gegee aan Melchisedek, om vir God te sê, niks kom my toe nie, dis vir u. Dis van u. Die enigste ware vergelyking wat hierdie tipe geloof vir ons laat doen, is om te kyk na Jesus. Abraham laat ons dink aan Jesus. Ek wonder of u dit sien, op hierdie stadium. Kom ek help u. Ek wonder of ons in Lot se optrede, sy dwaasheid, sy sonde, sy rampspoedigheid, of jy jouself sien. Sien jy dit dalk? Lot is ons. Ons betreurenswaardige situasie as sondaars is so mooi in Lot. Dit was Lot wat gesê het, ek wil die wêreld najag. Ek wil nie gehoorsaam wees aan die Here nie, ek wil die wêreld najag. Ek gaan nie in geloof opkyk na God nie, ek gaan in my eie hoedanigheid kyk na waar ek kan ryk word, waar ek die beste gaan kry, waar sal ek kry wat ek wil hê. Hy het gekry wat hy gekies het, hy het gekry wat hy verdien het. Watter aanspraak het Lot gehad op die hulp van Abraham? Niks. Niks. Nadat hy weggetrek het, kon Abraham sê, wel Lot, dis wat jy wou hê, so nou kry jy wat na jou kant toe kom. Sterkte, né? Jy moet nou maar, moenie op my reken nie, dis wat Abraham kon sê. Luister vriende, dis wat God kon doen met ons. Want elkeen van ons het ons eie pad geloop. Elkeen van ons, dis ons situasie. Ek wil hê jy moet saam met my kyk na Romeine 3 vers 10 tot 12. Paulus sê, en hy beskryf die mensdom, daarom een ek, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle almal het afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. As jy vanoggend hier sit en jy sê, wel ek het na die Here gesoek, dan is dit omdat hy jou gesoek het. Dit was jou reaksie op sy roepstem, want niemand soek God nie. Uit genade het die Here ons gered. Waarom? Waarom het Abraham vir Lot gaan help? Genade en sy verbondstrou. Daar was 'n ooreenkoms. Luister na die woorde van Paulus. Hy beskryf ons. Hy beskryf ons, maar jy sien vir Lot in hierdie woorde. Ek lees vir u Titus 3 vers 3 tot 6. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Jy kan net so sê, ons het in die Jordaanriviervallei gaan lewe. Ons het in Sodom gaan lewe. Ons wou dit hê, ons het dit gekies. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus, ons verlosser. Weet jy, Jesus het ons aangeneem as sy broers. Dis die woord
wat gebruik word in Hebreëus is dit kinsman. Hy het gesê, ek noem julle my broers. Julle is nie my vriende, julle is my broers. Daarom het Abraham vir Lot gered. Daarom het Jesus ons gered. En in die Nuwe Testament word kinders van God ook voorgestel as God se eiendom. Sy mense, sy kinders. Hoor wat bid Jesus in Johannes 17. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het. Dis die mense wat van die Here is. Almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Daar's baie meer liefde, baie meer ywer, baie meer krag in ons hemelse Abraham, in die Here Jesus, om ons te red. Abraham is 'n held wat vir Lot gered het. Ons het Jesus wat 'n held is om ons te verlos. Jesus egter moes nie 'n verrassingsaanval in die nag reël om op een of ander koning neer te sak en om te verslaan nie. Ons is besig met die kinders en ek sê vir hulle, wat is die prys wat moes betaal word? Wat moes Jesus doen om my te verlos? Filippense 2 vers 8. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Om my vry te koop, moes hy gehoorsaam word tot aan die einde. En het hy homself gegee om my te verlos. Onthou, hy kon sê, wel, dis wat jy wou hê, nou het jy dit. Gaan maar aan, kyk of jy self kan regkom. En daar sou geen hoop wees. Maar dis nie die God wat ons aanbid. Hy het, soos 'n held, verlos. Hy het homself gegee om my te red. Ons Jesus, ons verlosser, is 'n held wat verlos. Ek lees vir u Sefanja 3 vers 17. Ou Testament, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Jy sal onthou ons het verwys na hierdie vers baie dikwels toe ons gepreek het uit Hosea, want dit is dieselfde gesindheid. Soos Hosea sy vrou Gomer moes gaan terugkoop, so sê die Here, so is ek die een wat jou sal kom vat. Ek sal jou kom haal. Ek het vir jou betaal. Jy's myne. Ek gaan jou vir my vat. En dis vers waarmee ek wil afsluit, Jesaja 63 vers 1. Wie is dit wat daar aankom uit Edom met bloedrooi klere uit Bosra? Ek glo dit is 'n eskatologiese vers, maar hoe dit ook al sê, hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag. Dit is ek, wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Dis die Here wat ons aanbid. Hoekom moet ons dit weet? Hoekom moet ek dit vanoggend vir u sê? Ek wil hê u moet weet, ons, soos Lot, tree dikwels op in dwaasheid. Ons kies verkeerd. Ek is veronderstel om die Bybel te ken. Ek is veronderstel om volgens die Bybel te lewe en ek probeer my bes, glo maar net wat ek vir u sê, maar daar is kere wat ek na my lewe kyk en ek sê, hoekom was jy so dwaas? In jou eie sinnigheid. Hoekom het jy dit gekies? Hoekom het jy dit gesê? Hoekom moes jy jou mond oopmaak? Kon jy nie maar net stil bly nie? Dit gebeur dikwels. Die Bybel sê dit gebeur daagliks met ons almal. Los God ons maar net? Wat sal gebeur as God ons maar net los? Aan ons eie lot oorlaat. Wat sal gebeur? Ek kan vir u sê wat gaan gebeur. Wat met Kedorlaomer gebeur het. Jy sal nooit weer van hom lees nie. Hy verdwyn net, hy's weg. Word vernietig en dan wag 'n ewigheid sonder God en sonder hoop. Dis die einde as God geen genade gee nie. Maar dank die Here, hy is 'n held wat verlos. Wat het ons dan nodig? Jy kan niks doen nie. Maar jy moet in geloof na hom kom en sê, Here, as u my nie help nie, hoe gaan ek ooit gered word? As u my nie genade gee nie, waar sal ek gered word? Hoe kan ek maak? My eie werke is nie genoeg nie. Kerk toe gaan kan my nie help nie, Bybel lees kan my nie help nie.
Alles wat ek kan doen, gaan niks baat nie. Jesus het reeds die prys betaal. Hy het verlos. Jy moet dit in geloof kom neem. Mag die Here dit vir u duidelik wys. Dat ons nie vir Abraham, ons bestudeer Abraham, maar dat ons Jesus sal sien. Want almal moet hom sien. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil u loof omdat u 'n held is wat verlos. Omdat u getrou is. Omdat u 'n kragtige redder is. Dankie dat u vir ons vanoggend herinner aan 'n kosbare stuk geskiedenis wat ons dalk nie baie goed ken nie, maar wat vanoggend vir ons net weer kom wys het. Ons moet u aanbid. Ons loof u daarvoor. Sal u vir ons verder seën. Maak die evangelie deel van ons daaglikse bestaan, dat ons sonder u niks wil doen nie. Help ons om die Bybel so in ons harte te bære, dat dit ons wys sal maak tot saligheid, dat dit ons sal help om u te sien en om u te verheerlik. Ons bid dit met dankbaarheid in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat ons afsluit met 'n baie bekende Halleluja lied 208.